Terwyl ons hier heers, bring Here dit in my gees op. Die Here sê vir my, sal dit hom dan behaag? Sal dit dan vir hom goed wees as iemand hierdie klip optel en iemand hiermee gooi? Sal dit vir hom 'n aangenome offer wees? So ons volgende besluit om hierdie klip op te tel om iemand te gooi. In die ewigheid hier. Jy sien, want toe die mense kom en hulle begin bespiegel en hulle maak 'n aanklagte. En hulle sê vir Jesus, Here, hierdie vrou is 'n oorspellige vrou. Ek wil julle net van die agtergrond gee van waar hierdie vandaan kom. Verskoon my net. So 'n oorspellige vrou wat hulle betrap het, wat besig was met onheilse dinge. En hulle sê vir Jesus dat hierdie vrou moet sekerlik gedood word. En Jesus draai om en hy begin in die sand te skryf. Nou wil ek vanoggend ietsie mee opbring wat ek nou die dag gesien het. Hoe het hierdie manne geweet dat hierdie vrou was oorspillig geweest? Het hulle nie hierdie muur of hierdie venstertjie geloer om te kyk wat se sonde, wat se fout het hierdie vrou gehad? Toe Jesus daar in die sand geskryf het, het hy moontlik gesê, jou fariseer, waar was jou hart? Hoekom het jy nie eerder vir jou boetie en jou sussie gebid, toe jy gesien het, hulle is oorspillig of dat daar 'n probleem is nie? Maar in steede om vir hulle te bid, voel ons geregtig, om 'n klip op te tel en te gooi en te sê, maar jy is dit nie waardig nie. Ek sal jou in die lewe uithaal, want ek het die mag oor lewe en dood. Kan ek ietsie sê wat sê die skrif oor die tong? Sy die mag vir lewe en dood. Moontlik nie vleeslike dood nie, maar geestelike dood. Ons het vanoggend die keuse. Sê die skrif ook nie, ons is van stof gemaak en tot stof sal ons terugkeer in die kerk van Here. Nou, hoe lang wil jy dan nog in hierdie stof lees, die Here jou die lewe opgebring? Die Here vanoggend vir die kerk sê, dis tyd, dat julle klaar maak met die aardse ou dingetjies. Dis tyd dat jy klaar maak met die mense om jou. Almal het foute. Kan ek jou vanoggend 'n bietjie skok, as jy dit nie geweet het nie? Jy geweet Koreaanse president het foute. Jy geweet dat elke pastoor het ook 'n fout vanoggend. Elke ou wat jy daar op 'n pedestal plaas, wie jy so hoog plaas, weet jy dat hy 'n fout in sy lewe het? Want niemand is so perfek soos Jesus. Jesus is die volëinde. Ons probeer om by sy maat uit te kom. As ek myself wil weeg, wil ek met Jesus opweeg. En ek kan vanoggend vir jou sê, as ek myself moet weeg, skiet ek ver te kort. Ek skiet ver te kort. As die Here dan van my verwag dat ek dit moet bely, dan bely ek vanoggend voor julle. Ek is nie skaam nie. Wil ietsie vir julle net byvoeg, ek is onverskrokke. Ek is nie bang vir hierdie evangelie. Here het my met hierdie evangelie geroep. Ek is nie bang vir dit. Ek is lief vir dit. Maar nie omdat 'n mens gesê het jy moet lief wees vir dit nie. Omdat Christus Jesus my 'n werklikheid geword het. Kerk van die Here. Ons moet op 'n spoedig rondom ons kyk. Maar wie dink ons, wie is waardig om hemel toe te gaan en wie is nie waardig om hemel toe te gaan? Ons moet eerder op 'n plek waar ek kan sê, Here, is ek waardig? As ek nog nie waardig is nie, dan is dit tyd dat ek my bekeer van my sonde geweet. Dis tyd dat ons dan ons harte begin regmaak en klaarmaak met dit waarmee ons besig is. Ek wil net nog 'n ander kort gedagte met julle deel, wat die Here met my gedeel het in die karpad hierheen. Weet jy wie van julle kan onthou die Desember, die 7de Desember 2026, wie wat nie by die intree-preek was? Die Here gesê ons gaan bou hierdie jaar. Kan julle dit onthou?
Terwyl ek vanoggend in die kar sit, en ek ry so uit, en ek kom daar by die silo's. Julle weet waar is die silo's? Toe ek so draai, sê die Here vir my, ons is nog besig met die fondasiewerk. Ons is nog besig met grondwerk. Die Here is nog nie klaar met hierdie volk, die kind van die Here. Die Here het nog lank nie begin om eers 'n steen te lê nie, want hy's besig nog om die hart van die mens gesond te maak. Hy's nog besig om jou grond reg te maak, sodat hy jou kan omskep en dat hy jou kan bou en dit wat hy van jou wil hê. Nie wat jy dink is reg nie. Kan ek jou vanoggend gaan skop? Jy mag dalk vanoggend dink jy's perfek. Of jy sê die Here is nog nie klaar met jou. Die dag wanneer hy klaar is met jou, kom hy jou haal. Dis jy dan nou dink, Here, ek is dan nog nie reg nie. Dis goed. Dit eerder dat jy kan regkom, vir wanneer hy jou kom haal, dat jy nie hemel hoef te mis nie. Ek gaan vanoggend aan waar ek laasweek Sondag geëindig het. Die wat nou laasweek Sondag nie hier was nie, ek's nou baie jammer. Jy het dit nou gemis. Maar dan die Here, ons het mense wat dit opneem. Soos jy die recap wil sien. Die opvolg, die eerste episode. Onthou julle toe Sewende Laan die eerste keer uitgekom het. SABC 2. Hele daai dingetjie. Ons het dit op in vervelings toe gekyk. Maar ons het die episodes gemis nie. En as ons 'n episode gemis het, wat het ons gedoen? Ons het die omnibus gekyk. Baie groot Afrikaanse woord, omnibus. Ons het die herhaling van dit gekyk. Nou ons is vandag bevoorreg dat ons het die YouTube en ons het TikTok en ons het al hierdie wonderlike sosiale platforms waar ons weer die herhaling of die omnibus, die eerste episode kan gaan kyk. Nou julle, dit is my belangrik en die Here het dit so op my hart gelê om hierdie tyd van laasweek waar Jesus se voete gesalf is, na vanoggend toe te beweeg, waar hy in Jerusalem in beweeg het, in Betanië. Nou ek het Woensdag aand, het oom Johan vir my gesê, onthou vanoggend is Palm Sondag, en ek het hom gesê, oom, dis net 'n fees, en ek moet vanoggend bely, dit is nie 'n fees nie, dis iets wat belangrik is vir ons as kinders van die Here. Daar's 'n diep betekenis eintlik in dit, en hy bely dit vanoggend dat ek nou gesê dis net 'n lekker fees, en teenoor my vrou, anders kan sy my ook nie vergewe nie. Nou goed, ek is by Johannes 12, vanaf vers 12 kan ek vanoggend met jou lees. En voordat ek begin, my gedagte aanvanklik was, is dat Jesus se vervoermiddel. Nou, om te dink daaraan, wat is 'n vervoermiddel vir ons tipies vandag? Dis ons karre, nee. Nou, as ek 'n kar het, wat is die basiese beginsels wat my kar nodig het? Okay, nou is almal by petrol. Jy kan nie 'n kar hê as jy nie engine het nie. As jy nie 4 wiele het, as jy nie 4 deure het en 'n stuurwiel het. As jy nie 'n crankshaft het nie, as jy ons moet iewers te begin. Ons moet ten minste by die wiele begin. Ons moet ten minste begin dat ons die body van die kar het, is dit nie? Ons moet ten minste dan, as ons die body het, seker maak ons die deure wat toemaak. Dit sou 'n bietjie primitief wil wees en uit die kar uitval as die deure nie daar is nie. Is dit nie? Wat is nog nodig? Sê weer? 'n stuurwiel. My siekie sê hy glo 'n stuurwiel is 'n stuur. Hy wil net die stokke vat. Hy wil net die kar met die huis kom. Maar sonder my kar se motor, hoe ver gaan ons kom? Ons gaan. En die Flintstones gekyk nie. Flintstones, iets te Flintstones. Die Flintstones het nie 'n vloerbord gehad, jy het maar geskop. Is dit nie? En toe die dinosourusse nou volgens die Flintstones nie meer daar is nie, toe wat is die volgende vervoermiddel wat hulle gebruik? Perde, en donkies, en beeste, en osse, en vandag meet ons die kar se krag aan wat? Perdekrag. Interessant, nee. Van perdekrag. So Jesus se vervoermiddel, wat was Jesus se vervoermiddel gewees? Op pad in Jerusalem, maar in algemeen was dit sy voete gewees, nee. Hy het gestap waar hy wou, 'n donkie, 'n esel. So Jesus het hy net per voet gestap. Hy donkie. Nou vanoggend gaan ons lees oor 'n jong esel.
Nie net oor die esel nie, ons gaan oor Jesus ook verder gesels. Want het is belangrik dat ons besef in hierdie tyd, dat wat was Jesus se doel in hierdie laaste tyd se mens? En wat is dit wat hy ons wou kom sê? Wat is dit wat hy vir ons wou kom wys het in hierdie laaste dae? Nou laasweek, Sondag het ons gepraat, hier is die laaste 6 dae, voordat hy dan nou tot by die kruisiging so uitgekom het. En, ek weet nie van julle nie, dis eintlik maar 'n bietjie hartseer tyd in ons lewens. Hartseer, want die koning van alle konings is nie meer hier nie. Hy is hier in ons harte natuurlik, maar hy bewandel nie met die aarde saam met ons. Maar tog is ons opgewonde, want hy het gesê, as ek heen gaan, los ek vir julle iets agter. Die vertrooster, of die trooster, naamlik die Heilige Gees. En hoe lieflik is dit hier, dat ons vanoggend kan besef, kind van die Here, dat die trooster, die Heilige Gees, is vanoggend hier in ons midde. Dit wat hy beloof het, hy gaan agterlos in sy plek, is vanoggend hier, en het vanoggend gewerk, en het met mense gepraat, en het met die volk gepraat. Of jy sê, ons is nog bevoorreg. En hoor wat ek jou vanoggend sê, ons is nog bevoorreg, dat die Here met ons wil praat. Ons is nog bevoorreg, dat die Here behaag en 'n belangstelling in ons het. Want lankal toen hy op ons opgegee het, maar hy het nie. Terwyl ons by die vervoermiddel is, wil ek julle vra dat, as ons 'n kar het, hoe ver moet ons motors ons vat, of ons karre ons vat? Van punt A tot punt B, of van punt A tot punt Z? Tot waar moet hy ons vat? Wie is nou braaf genoeg om vanoggend te sê, tot waar moet hy die kar ons kan vat? Oorlogste. Dit moet nie net een plek kan ry nie. Nou kan ek vir 'n bietjie lig wees met julle. Iemand het eendag gemanifesteer, ons kerk groep ons manifestasies of profetiese aksies. Kom ek met profetiese aksies, dan gaan niemand verwar wees nie. En iemand manifesteer dat die Here vir hulle 'n kar moet gee. Baie jare terug is dit wat ons op 'n Woensdag aan baie keer gedoen het. As ons in omstandighede was, of ons het ietsie nodig gehad, ons het 'n vervoermiddel nodig gehad, dan sê ons, Here, ons pak 4 stoele. Is dit nie? En dan klim ons in die karre, en dan sit ons op die stoel, en dan sê ek, Here, hier is my nuwe voertuig, dis my nuwe vervoermiddel, ek gaan nie meer ry. Kan julle seker goed onthou? Die wat nou dalk hier groot geword het, ek is seker of ander denominasies het gedoen, en dit maak ook nie vanoggend te veel saak nie, wil hulle ook nie te veel met mekaar praat nie. Maar hulle besluit toe die oggend hulle manifesteer of doen 'n profetiese aksie vir 'n kar. En die ou besluit toe, hy klim sommer hier in die linkerkant in terwyl hy manifesteer en hy klim oor en hy kom sit in die drywerskant. Julle, die dag toe hy sy kar kry, en hy sê, hierdie kar moet my vat van punt A tot punt B. Die dag toe hierdie ou die kar kry, werk die drywerskant se deur glad. Hy moet hierdie passasierskant klim om in die kar in te klim. En die kar ry toe nou net van punt A tot by punt B, hy ry nie tot by punt Z nie. Nou wil ek jou vanoggend sê, kind van die Here, jy moet partykeer versigtig wees. Ons is geneig om te dink, hierdie kar gaan net oor ons te ry waar ek sê hy moet ry. Jy maak 'n fout. Hy gaan net tot waar die Here sê hy moet ry, nee. Maar hierdie kar moet baie keer ons vat tot waar ek nodig het om te gaan. Baie keer wil ons net in ons karre klim en ons wil net so een keer ry, is dit nie? Partykeer is ons frustreerd en dan klim ons in die kar, ek het laas week Sondag gesê, dan trap ons hierdie kar net so bietjie, ons wil hom net so bietjie skoon brand, nee. Ons wil hom eintlik ry tot hy rooi is, want ons is nou ook rooi in die gesigte. Maar hierdie vervoermiddel is wat ons vat. Ons vervoermiddel is baie keer die Heilige Gees. Hierdie of jy dit besef nie. Want as die Heilige Gees ons nie inspireer nie, as die Heilige Gees nie deel is
van ons wakker word en ons opstaan nie. Waarheen sou ons vandag gegaan het? Wat sou ons vandag vir mekaar gesê het? Sou ons dan in die aanbiddingsplek ingekom het in hierdie gebouetjie om die Here te prys? Of sou ons eerder besig gewees het met iets daar buite? Ons vervoermiddel maak baie keer saak. En Jesus se vervoermiddel maak ook bietjie saak vanoggend. Hy sê in Johannes 12, amper sê ek Matteus, hy sê in Johannes 12 vanaf vers 12, die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan om tegemoet en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Nou julle, weet julle wat beteken Hosanna? As ek sing Hosanna, wat sê ek? So van ons sê eer, koning van alle konings, heilig, en Aramees, in die Arabiere taal en Aramees, beteken dit, God red, of God help. Toe Jesus inkom, het al hierdie mense gehoor van sy getuienis. Teen hierdie tyd het hulle gehoor, Lazarus het uit die dood uit opgestaan. Almal van hulle het 'n verwagting gehad. En hulle sing Hosanna, Hosanna, God kom. Here kom red my. Here kom help my. Here, ek het redding nodig. Ek is 'n verloorgaande siel. Here, ek het hulp nodig. Terwyl hulle hierdie palmtakke neerlê. Palmtakke beteken vrede, as ek nie verkeerd is nie. Dit was eerbaar gewees. Het eerbetoning gedoen. Weet julle wat het hulle nog gedoen? Hulle het hulle bootleed uitgetrek en dan neergelê. 6 dae voordat Jesus sou sterf, besluit hierdie mense, hulle gaan hom tegemoet kom. Here, nou het ek U nodig. Here, nou dat U terugkom in ons dorpe, nou gaan ek sing Hosanna, eer aan die koning. God red ons. Here, help ons. Here, wees ons genadig, ons sondaars, wees ons genadig. Hy sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Vers 14 sê hy, en Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is. Moenie vrees nie, dogter van Sion. Kyk, jou koning kom en hy sit op die vel van 'n esel. Kan ek vir jou in Sagaria, die profesie wat voor dit uitgegaan het in Sagaria, weet julle wie Sagaria? Profeet, wie se pa was dit? Johannes die Doper se pa. Sagaria. In Sagaria 9 vers 9 profeteer hy hierdie woorde voordat Jesus gebore is. Hy sê, verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Hoor vir die kind van die Here wat sê die Here vanoggend vir jou. Verheug jou grootliks. Duidelik lees julle nie dieselfde skrif as ek nie. Hy sê, verheug jou grootliks. Met ander woorde, raak opgewonde, kind van die Here. Raak bietjie opgewonde. Weet jy, dit is 'n ding wat ek agterkom van die kinders van die Here vandag, en ek sê dit met die grootste respek. Ons weet nie meer om opgewonde te raak. Ons kan dalk langs 'n rugbyveld kan ons opgewonde raak. Laat ek dit maar vanoggend dan sê, wees kwaad vir my, dis okay. Dis maklik vir ons om langs 'n rugbyveld opgewonde te raak of agter die skerm terwyl daar iets op die TV is wat ons wil kyk. So ons maklik om oor die goed opgewonde te raak. Maar wanneer dit by die woord van die Here uitkom, dan is ons baie keer netelig.
En ons het dan verloor ons so 'n bietjie belangstelling. Is dit nie? Dan dink ons maar, Here, hierdie dis oudtyds. Hierdie is antiek goeders. Is dit nie? Dit het daai tyd gebeur. Hoekom sal ek nou oor dit opgewonde raak? Dan vir Here, ek vir jou sê, jy maak 'n fout. Dis meer in hierdie woord van God opgeskryf om oor opgewonde te raak, as wat dit is om oor sport opgewonde te raak. En ek kan dit vanoggend sê, want ek is 'n sportaanhanger. Ek is lief vir sport. Ek is lief vir sport. Ek sal dit sê vanoggend. Maar ek sal vir jou sê, wanneer ek hierdie skrif opmaak en ek lees en die skrif sê my verheug jou, o siel, dan weet ek, die Here sê my raak bietjie opgewonde, want ietsie groots is op pad. Iets heerlik het aangebreek. Ek weet nie van jou nie, maar wanneer ek lees en ek besef dat Jesus het uit die dood uit opgestaan, hy is op pad met die Gees en op pad in die dorp en dan raak ek opgewonde. Weet jy dat hy al jou lof en al jou prys en al jou eer toekom? Weet jy dat wanneer jy eintlik agter daai TV sit en verheug raak wanneer jy jou spanne 3 druk, dan is jy eintlik veronderstel om verheug te raak en te sê, Here, ek loof U want U alleen is waardig van my lofprysing en van my aanbidding. Here, U is alleen heilig om geprys te word. Jy sien maar net hoe hierdie mense hoor dat Jesus bring genesings toe raak hulle opgewonde. As iemand 'n groot profeet vanoggend hier in hierdie huis moet instap en ons moet hoor van sy wonderdade, dan wil ons opgewonde raak, is dit nie? As ek vanoggend moes sê dat Reinhard Bonke hier moes instap, sou hierdie plek vol gewees het. Want almal sou verwag het dat Reinhard Bonke vir my moes bid. Wil ek vir jou sê, kind van die Here, dit gaan nie oor Reinhard Bonke nie, maar dit gaan oor die Gees van God wat jy moet toelaat in jou lewe te werk. Reinhard Bonke het ook 'n middel gehad deur wie hy gewerk het. Daar's 'n vervoermiddel wat hy gebruik het sodat hy die Here hom kon gebruik het, en dis naamlik die Heilige Gees. Halleluja, raak bewus dat jy ook vanoggend daai vervoermiddel kan gebruik waar jy beweeg. Behoort hierdie vervoermiddel net aan Jesus? Behoort dit net aan 'n pastoor? Behoort dit net aan 'n profeet of aan 'n heilige persoon? Wil ek vanoggend vir jou sê dat as jy vandag op 'n esel gaan klim, kan jy ook op hom ry. As jy roep hard genoeg en jy laat toe dat die Heilige Gees in jou hart in werk, kan hy ook vanoggend jou vervoermiddel wees. Dis tyd, kerk van die Here, dat ons begin opgewonde raak. Ons het ons blydskap verloor. Ons het in as gaan sit. Ons het by 'n dooie graf uitgekom en gehoop dat ons Jesus in 'n dooie graf of 'n leeg graf gaan kry. Of jy sê, jy gaan hom nie in 'n leeg graf kry. Maar jy gaan hom kry op jou knieë. Waar lewe na lewe toe roep. Waar jou hart bietjie oop maak en sê, Here, ek het U nodig. Waar jy weer bietjie neerbuig en sê, Here, ek maak klaar om klippe op te tel. Down on my knees is where I make my Savior. Down on my knees is where I make my Lord. Dis nie wat die skrif vanoggend sê nie, maar dis wat die Here vanoggend vir die volk wil sê. Dis tyd dat ons klaarmaak met die neteligheid van wat hier buite om ons aangaan. Wie is bekommerd oor die petrol en die dieselprys? Kom ons hoor gou vanoggend. Steek gou julle hande op. Ok, goed. Nou weet ons dit is 'n probleem. Nou is daai probleem by die deur. Dis nie meer 'n probleem nie. Amen, prys die Here. Julle, ek het al baie getuienis gehoor. Kan ek vanoggend dit ook met jou deel? Baie mense het gesit sonder werke en het gekla oor die ekonomie. En dan het hulle opgeroep na die Here toe. En weet jy wat gebeur in daai tyd? Hulle kry 'n werk. Terwyl die ekonomiese stand sê dat daar is nie meer werk nie. Terwyl die ekonomie ons vertel dat daar is nie meer hoop nie, het ek gehoor al dat kinders van die Here, in plaas daarvan dat hulle afgedank moet word, kry hulle raises. Hulle word opgehewe. Het is maklik vanoggend om te sê, maar Here, waar is U? Here, ek is bekommerd oor alles om my. Maar ons vergeet baie keer dat Jesus hier instap. Ons wil moordbiedig vir hom wees.
Maar as hy fisies sou instap, dan sou ons nou 'n show opgesit het vanoggend, is dit nie? As ons hom kon sien vanoggend, as ons die merk in sy hand kon sien, en hier in sy sy kon sien, dan sou ons die Here verheer het, of vereer het, ons hom geprys het, maar nou dat hy vanoggend in gees opgedaag het, nou is ons stil. Nou is ons stil. Sien kerk van die Here, want ons wil nie meer vir hom palmtakke uitgooi nie. Ons is nie meer bereid om ons baadjies uit te trek en te sê, Here, hy is waardig om in te stap. Ons het 'n verwagting van hoe God se gees mag werk en hoe hy nie mag werk nie. En as hy nie so werk nie, dan is dit nie die Here nie. En as dit nie so gebeur nie, dan is ietsie fout. Kan ek vir julle sê, wat is die ander ding waar mense baie keer kla? Here, daar's nie profesie nie. Die gees van die Here is besig om die kerk uit te verdwyn. Wil ek jou sê, maak die grootste fout van jou lewe om te dink dat die Here net in profesie werk. Hulle wil Paulus sê, ryk jou daarna toe uit. Dit is die hoofste of een van die grootste begeertes wat ons moet hê wanneer ons na God toe kom, is om te sê, Here, ek wil profeteer. Moses sê vir Josua, dit is beter dat elkeen vir homself kan profeteer. As jy dan bekommerd is dat profesie die kerk uitsterf, hoekom profeteer jy dan nie? Hoekom profeteer jy dan nie? Hoekom begin jy die lewe oor jouself uit te profeteer? Maar dan wil ons profeteer en sê, Here, dit gaan swaar in die land, dit gaan moeilik met ons, Here, het jy ons verlaat, Here, daar is nie hoop nie, Suid-Afrika is besig om uit mekaar uit te val. Wil ek vir jou sê, dank die Here, die land is besig om uit mekaar uit te val, want dit beteken, die kinders van die Here kan weer opstaan. Johannes 8, dan sê Jesus, dit is tyd vir die ware aanbidders om op te staan. Jesus het dit al oor die 2000 jaar terug gesê, kind van die Here, dit is tyd dat die ware aanbidders opstaan. Oor die 2000 jaar terug. As ek nie verkeerd is nie, en ek kan verkeerd wees, die tyd sê Jesus dit in Johannes 8. Hy sê, dit is tyd vir die ware aanbidders om op te staan. So maak dit vir ons om vanoggend te sê, Here, ek is die kind. As jy dan 'n kind is, as jy dan deel van die huis, jy moet luister na die Vader se stem. Laas week ook vir julle gesê dat wanneer jy in pappa se huis is, dat jy geneig om na die yskas toe te stap en oop te maak en te sê, Dad, ek haal iets uit die yskas uit, ek stors, ek's honger. Kan jy onthou toe jy jou pa en jou ma se huis was, en jy het nie geluister nie, wat het gebeur? Ons het pak gekry. En raas, ja. Wat? In die mond van die suigeling sal ons die waarheid hoor. Sê die skrif nie, wanneer ons swyg, sal die kleintjie uitroep nie. Wanneer ons te bang is om te praat, dan sal hierdie kleintjies vir ons die pad wys, wat om te stap. Want baie keer dan sit ons en ons wonder wat om te doen. Ag, kan ek vir hierdie vertel? Wat het in hierdie week gebeur? Julle kan dink, dis oulik, vir my was dit baie oulik, maar dit was my eintlik 'n pak slaam, wat die Here vir my omgee het. Ek sit in 'n top oor 'n saak, maar dit is negatief. Ek voel ongelukkig. En ek en Chanel sit op die bed en ons gesels. My klein siekie kom ingestap. En hy sê, Mama en Papa, in plaas van om oor te praat, kom ons gaan bid. Hy vat sy kombers, hy rol het al uit. Ek sien, hy het geleer wat dit is om te bid. Hy het geleer wat dit is om te bid, en as ek iets is wat ons dan reg gedoen het, is om te leer om te bid. Hy rol sy kombers daar uit. Hy sê, Mama, Papa, kom ons bid. Ons praat nie verder hieroor nie. Kom ons bid. En hy lê daar soos 'n Pinkstersiekie, vergeet hom as ek dit vanoggend so sê. Hy lê op hy kombers. En in plaas daarvan om sy normale gebed te bid, begin hy te bid, Halleluja, prys die Here, Halleluja, glory to God, Lantie Baba Yenta, Li Baba Yenta,
Laat jy maar by vandag. Ek leer iets by hierdie jong seun. Sien dat ek het vir my vervoermiddel vergeet. Ek weet hoe my vervoermiddel lyk. Weet hoe hy lyk. Maar ons vergeet baie keer. Dat ons het agterweë laat. Kan ek vir jou verder lees? Sien, in Sagaria 9, hy sê, verheug jou, juig o dogter van Jerusalem, kyk jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n eseling. Vers 15 sê hy, moenie vrees nie dogter van Sion, kyk jou koning kom, en hy sit op 'n vol van 'n esel. Ek weet nie wie van julle het onlangs 'n perd op 'n perd gesit, behalwe Janie, hy mag nie hand opsteek nie. Maar ek dink as ek vanoggend vir Janie moet vra, Janie, as jy 'n nuwe perd kry, is dit maklik om in te bring. Dit vat tyd. Gedurig deur moet hy geleer word dat jy op sy rug gaan sit. Is dit nie kind van die Here? Gedurig deur word hy geleer en hy word opgelei sodat iemand op sy rug kan sit, want hy moet gewoond raak aan die gewig. Hy moet gewoond raak om bestuur te word. Nou die skrif sê dat Jesus het op 'n vol van 'n eseling, op 'n jong donkie gery. Kan ek vir jou ietsie vertel van hierdie jong donkie? Nog nooit voordat Jesus op hom geklim het, het iemand op hom geklim. Kan ek vertel dat is nog meer merkwaardig as dit. Hierdie esel het nie een keer van die pad afgewyk nie. Hierdie esel het die pad geloop. Hy's nie ingery gewees nie. Hy's nie ingebreek gewees nie. Hy was gehoorsaam gewees. Sien, want 'n paar jaar voor dit het Sagaria geprofeteer en het gesê dat Jesus gaan op 'n jong eseling gaan hy ingery kom. Dink gou vanoggend dat jy kan besef dat baie keer is hierdie jong kinders van ons is nie ingelyf en ingeoefen om te bid nie. Maar die Gees van God lei hulle. Hulle is nie ingeoefen nie. Weet jy wat is my merkwaardig? Alhoewel hy gehoor het hoe ons bid, en alhoewel hy gesien het niemand van vertel bid so. Kind van die Here, wanneer laas het jy bietjie uit jou hart uit met God gepraat? Dit is maklik om in 'n vormgebed in te val. Dit is maklik om te sê, Here, dis fyn, ek gaan net hierdie bid. Matteus 6 lees ons van die Onse Vader en ons is gemaklik en ek niks fout as jy die Onse Vader bid nie. Dis mooi, dis wonderlik. Maar wanneer laas het jy net so 'n bietjie verhouding met hom hier in jou hart gehad? Kan ek jou nog 'n ander betekenis gee van hierdie esel? Konings het op perde gery wanneer hulle oorlog toe gegaan het. Konings het op donkies gery wanneer hulle in vrede gekom het. Nadat hy oorwinning behaal het, het Jesus op 'n donkie geklim. Hy het vrede gebring. Hy het nie gekom om oorlog te maak. Hosanna aan die koning. Hosanna aan die Vader. Kyk, jou redder kom, o dogter van Sion. Hy kom op 'n jong eseling. Hy kom nie op 'n perd nie. Hy kom nie om oorlog te voer nie, want hy het reeds die oorwinning gehaal. Kind van die Here, jy vergeet baie keer. En jy dink ons moet nog oorlog gaan voer. Jy het nie nodig om vanoggend oorlog te gaan voer nie. As hy terugkom, kom hy op 'n wolk. Amen. He comes in clouds of glory.
Hy het reeds oorwin. En hy is vanoggend bekommerd. Here, wat gaan van my word? Jy is vanoggend so vasgevang. Dit wat om jou gebeur. Jy is baie keer so opgevang in die goeders. En vang net. En die handelaar sit daar en hy lag vir ons. Want ons probeer om te fight. Ons wil oorlog maak. Ons wil oorlog maak. Terwyl Jesus reeds die oorwinning behaal het. Terwyl Jesus reeds vir ons oorwinning gebring het, wil ons nog steeds kom veg. Kind vriende, dink jy nie dis tyd dat hy weer hier in jou lewe inbeweeg en weer die hoogste plek in jou lewe kom inval? Amen. Wil jy nie toelaat dat sy gees weer jou vervoermiddel sal wees wanneer jy bekommerd raak? Jy sien, want sy vervoermiddel het 'n betekenis gehad. Dit het vrede gegee. Oorwinning. Wanneer laas het jy bietjie oorwinning gehad? Wanneer laas het jy bietjie oorwinning in jou lewe geproklameer? Wanneer laas het jy bietjie gesê, Here, praat vanoggend bietjie met my? En as die Here met jou praat, wat doen jy dan? Of as jy 'n woord kry vir iemand, wanneer laas het jy dit gaan deel met iemand? Maar ons moet eerder swyg. Here, want ek is nie goed genoeg. Wie het gesê is nie goed genoeg? Die mens. Selfe mense wat ons saam geroep het. Wil jy vanoggend met hierdie vraag los? As Jesus nie sou instap vanoggend, sou jy kom sê, Hosanna, aan die koning. Of sou jy kan sê, Here, ek is nie waardig om die teenwoordigheid in te beweeg. Ek beloof jy, as hy instap, hardloop ek eers uit, en ek sê, Here, openbaar my al my sondes. Here, vergeef my van al my verkeerde weë. Here, help my. Ek sal 'n Hosanna uitroep, God red my. God help my. Ek sal eerder roep en sê, Here, die vervoermiddel, ek wil dit nie mis nie. Ek wil saam met U gaan. Here, wees my genadig, want sonder genade gaan ek dit nie maak nie. Sonder genade is ek maar net niks. Sonder sy reddende hand gaan ek dit nie maak. Halleluja. Jy terwyl jy sit vanoggend, wil ek sê die Here lê dit op my hart, ek sien jou raak. Ek weet wat op in jou hart dwaal. Dit wat mense nie weet nie. Dit wat jy daar een kant hou, wat jy nie oor praat, daai bekommernis. Die Here sien dit raak vanoggend. Hy stuur vir jou genade. Genade waarin jy moet vasgryp. Jy moet dit vashou. Die Here wil vir jou redding stuur vanoggend. Deur sy genade. Vir jou vanoggend. Sy oë gesloop. Sal dit dan wees. Die van julle wat ook nie weet, ek wou eintlik 'n foto van dit opgesit het, en terug, baie dankie vir ons gehoorsaamheid. So hier op die rug, kom ek gestaan hier voor, nog en julle dan, ek ken dit nou nie saamgebring, so ek kan dit nie vir julle wys nie. Maar op sy rug is daar 'n kruis. Weet julle wat maak hierdie kruis besonder? Hy is 'n ander kleur as sy pelskleur. Wat doen maar wanneer jy daai kruis opkom? Kom,
Baie goeie vraag. Dan lees toe Jesus op hy esel gery het. Sien, die simboliek van dit is, dat wanneer ons dit sien, dan word ons herinner aan Jesus. Amen. Wanneer die Gees van God oor ons kom, dan word ons herinner aan Jesus. Want sy vervoermiddel was nie wat ons typies sou dink dit sou wees. Jou vervoermiddel, en ek praat nie van jou fisiese voertuig vandag nie. Maar in die Gees het jy vervoermiddel, wat jy bietjie verder wil vat, wat jy bietjie dieper wil vat. Vanoggend wil die Here jou bietjie verder vat, want dit 'n behaaglik. Mag die Here hierdie woord in jou hart seën vandag. En as jy nie weet dat die Here jou liefhet, mag jy vanoggend besef dat hy jou bo baie mense uitverkies het om hier te wees vandag. Nummer 6 vanaf vers 24 sê die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Vader, dankie vir die voorreg wat ons kon geniet om in die huis van die Here te kon wees. Dankie vir die woord waarmee U ons geseën het. Here, dankie vir die musiek en die sang waarmee U ons geseën het. Dankie dat U teenwoordigheid ons geseën het vanmôre. Here, wil ek bid waar ons nou na ons huise toe gaan. Here, wees met ons, seën ons liggame, Here, seën ook ons gees en steek ons opnuut aan die brand, Here, want soos wat pastoor vanoggend gesê het, daar waar lig is, kan duisternis nie wees nie. Here, dat waar ons beweeg en wie ons in aanraking kom, dat U lig deur ons sal skyn vir 'n donker wêreld daar buite en bring ons weer ook vanmiddag met die middagdiens weer veilig by mekaar, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen en amen.